Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons wil U dank en loof en prys dat ons vanmôre weer hier in U huis bymekaar kan kom. Here, ons wil opnuut weer tot die besef kom en ons wil vra dat U ons ook daartoe sal lei vanmôre dat U werklik die groot en almagtige God is, die skepper van hemel en aarde, die een wat werklik die begin van alle dinge is, die Alfa, maar ook die oorwinnaar sal wees wat aan die einde bly staan, die Omega. Ja, U is werklik, soos wat ons, wanneer ons sê die Alfa en die Omega, die Griekse aanzet, die begin en einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, daarteenoor is ons maar net klein, swak en nietige mense, soos die blomme van die veld vandag hier en môre nie meer hier nie. Maar Here, tog het U vir ons so lief dat U U seun vir ons gestuur het, dat hy vir ons mens kom word het, dat hy ons sonde op hom geneem het, die straf wat ons verdien, namens ons aan die kruis gedra het, dat hy ons skoon gewas het met sy bloed van ons sonde, en dat ons kan weet, ten spyte van U almag, ten spyte van U heiligheid, wat vergelyk word met ons as mense se kleinheid, se nietigheid, se swakheid en se sondigheid, het U ons nog steeds duur gekoop. Is U lief vir elkeen van ons? Ken U elkeen van ons by die naam en weet U hoeveel hare daar op elkeen van ons se koppe is? Ja, weet U wat die plan van ons lewens is, en het U ook 'n plan met elkeen van ons se lewens binne U groot verlossingsplan hier op aarde? Here, as ons dit alles besef, dan kan ons nie anders nie as om 'n begeerte te wil hê, om U te loof en te prys en te dank vir U groot liefde en genade. Ja, dat U ons nie gelos het om verlore te gaan nie, maar dat U ons so lief het, dat U ons ook gered het en dat U ook vir ons die ewige lewe gee. Hier op hierdie oggend wil ons U ook dank en loof en prys vir die reën wat daar buite geval het. Here, U is die God wat in beheer is van alles en ook van die natuur. Here, ons dankie dat U ook alles op die regte tyd gee. Die reën en die son, die winter en die somer. Ja, U is in beheer van alle dinge. Here, daarom wil ons ook vanmôre vra, omdat ons besef dat ons swak, nietig en sondig is, omdat ons besef dat alle dinge in U hand is, nie net die wêreld waarin ons leef, ons lewens en ons elke asemteug nie, maar werklik ook die natuur daar buite, die seisoene, alles. Here, daarom wil ons U loof en prys, en daarom wil ons vanmôre dan ook weer opnuut vra, rus ons toe, rig ons en lei ons deur die waarheid van die woord, dat ons sal hoor, en dat ons ook dit in ons lewens met dankbaarheid sal gaan uitleef tot eer van U naam, want aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, en daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons skriflesing is uit Psalm 19. Psalm 19 se opskrif sê openbaring, en openbaring beteken bekendmaking, openbaring in natuur en skriftuur. Nou ek lees vir ons hier van vers 1 af. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis,
dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knegt ook terug van moedwillige sondes, laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welgevallig wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Nou ons lees net tot daarso. Ek wil vir ons 2 verse hier uitlig. Ons teksvers vir vanmôre, die eerste ene, is vers 8. Nou hierdie psalm is opgedeel in hierdie openbaring of bekendmaking van skriftuur en ook van natuur. So die eerste 7 verse gaan oor hoe God homself in die natuur bekend maak, en dan van vers 8 af en verder gaan oor hoe God homself Oud Testamenties hier, wanneer Dawid nog skryf in sy wet, in die wetboeke, of in die Oud Testamentiese Bybel bekend maak. Maar vers 8 is my amper so, wil ek amper sê, tussen in 'n skakel. Ja, hy sê, dit gaan eintlik in vers 8 al reeds oor God wat homself deur sy woord bekend maak, maar hy sê vir my ook tog iets van hoe God uiteindelik homself ook deur die natuur bekend maak. In vers 8 lees ons, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Nou, ons weet natuurlik, wanneer hier gesê word die wet van die Here, dan word daar bedoel, die wet soos wat ons hom nou in die wetboeke kry, wat gewoonlik nou maar beskryf word as Genesis tot Exodus, of spesifiek, die wet wat ons in Exodus kry, of meer spesifiek nog die 10 gebooie. Maar daar's ook wette in die natuur, en dit is die mooie ding, so ook God se wette in die natuur, ook van hulle kan ons uiteindelik sê, dit is volmaak, en ons gaan nou so kortliks daarna kyk. En dan verder sê die vers ook, dit verkoop die siel, so met ander woorde, dit laat my dink aan Psalm 23, van die goeie herder, wat my lei na die waters van rus, en my siel wat daar verkoop word, ek word nuwe krag gegee, dit is wat met die woord verkoop, dit is soos op 'n baie warm dag, wat jy yskoue water drink, daai krag en die energie, dit gee jou weer moed en hoop om aan te gaan. So nou wil ek weer eens sê, nie net die wet van die Here wat ons skryf, wat ons leer, en wat vir ons heenwys na Christus toe, gee vir ons krag nie, maar ook die natuur, dit wat ons in die natuur sien, soos die reën wat ons nou gekry het, dit verkoop weer die siel, dit maak wees meer bly, want dit wys vir ons, dis die begin van 'n goeie seisoen, die Here is besig om ons te seën. En dan verder, wanneer ons dan hier verder in vers 8 lees, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. En dit is die mooi ding, as ons kyk na die getuienis van die wet van die Here, dan sien ons maar net, ek wil amper sê, dit staan op 3 vlakke. Ons sien eerstens dat dit wat ons in die wet geleer word, dit wat God vir ons in die Bybel eintlik leer van wat reg of verkeerd is, ons sien dat as ons dit toepas in ons lewens, dan gaan dit met ons goed, dan verloop alles reg en ordelik, en die samelewing en die wêreld funksioneer soos wat dit moet. So dit is die eerste ding, maar dan die tweede ding is ons sien uiteindelik dat dit gee ook vir ons natuurlik wysheid. Wanneer ons daardeur leef, dan het ons uiteindelik wysheid. En die ander ding wat ons sien is dat die Bybel leer vir ons, dis hierdie getuienis wat ons uiteindelik red. En dit is maar die mooie ding is dat die getuienis, ja, kry ons in die besonderse openbaring wat
God wat homself openbaar deur sy woord, deur die Bybel. Jesus Christus is die ene wat ons uiteindelik red, maar ons kry ook hierdie getuienis in die natuur. Die natuur vertel ook van die heerlikheid van God, dat God van orde is en dat hy uiteindelik die skepper is van alle dinge, en dit is daardie getuienis alles te saam wat ons uiteindelik ook wys maak, wat die siel uiteindelik verkoop, wat nuwe hoop en krag en moed uiteindelik vir ons gee. En dit alles werk saam. So ek gesê het, eintlik in 'n sekere sin, hierdie getuienis kom op 3 maniere. Dit kom nie net deur die wet self, deur die woord van God nie, maar dit kom ook deur die natuur, en dit kom ook deur die geskiedenis, deur die skepping van die aarde, deur alles wat daar is, sien ons hierdie getuienis, daar is 'n God. Dis baie interessant dat selfs deesdae, ek sien dit al hoe meer, as mens nou Christelike media, wil ek amper sê dophou, Christelike video's op YouTube, dat baie slim mense, wil ek amper sê, groot denkers, wat nie altyd in God geglo het nie, al hoe meer kom hulle uit, die wetenskaplikes, die bioloë, almal, ek wil amper sê, die ouens wat met die wiskunde werk, al daai goeders, en hulle sê, die bewyse word net elke dag meer en meer, ons kan dit nie meer ontken nie, al glo hulle nie in God nie, sê hulle, agter alles moet daar 'n intelligente brein wees wat dit begin het, alles het nie net, soos wat hulle wil sê, met 'n groot knal, of 'n groot ontploffing, of soos wat die Engels sê, 'n Big Bang begin nie, maar daar's 'n intelligente brein, en daar's patrone, en daar's 'n orde van skepping, selfs die wetenskaplikes, die wat nie in God glo nie, hulle erken nou al, die bewyse is daar moet 'n intelligente brein wees, wat agter dit alles sit, en ons weet natuurlik, dat daardie intelligente brein is God. Nou ek wil hê ons moet so stadig, voor ek het gesê, daar's 2 verse wat ek wil uitlig, die ander ene, is die laaste vers 15, Vers 15 sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here my rots en my verlosser. Nou dis my ook so baie mooi, hierdie vers 15, ons sal weer daarna kyk, maar ek wil dit voorop ook sê, dis nie ons teksvers nie, maar ek wil dit net uitlig. Vers 15 dwing ons om nadat ons hierdie inligting, en die opsomming van die inligting is, God bestaan en hy maak homself bekend, nie net deur sy skepping, deur die natuur nie, maar hy maak homself ook bekend deur sy woord, deur die Bybel. So ons praat van die algemene openbaring, God openbaar homself oor die algemeen in sy skepping, maar ook die besonderse openbaring, God openbaar, maak homself bekend deur sy woord, die Bybel. En wat hier gesê word in vers 15, is as ek na hierdie Psalm in sy geheel kyk, en ek sien hoe God homself deur die skepping, maar ook deur sy woord bekend maak, dan roep hy my op tot optrede. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welgevallig wees voor u aangesig. So ek moet leef in ooreenstemming met dit wat ek nou sopas hier gelees het. Ek moet leef asof God bestaan. En dan die laaste gedeelte is my besonder, dis hoekom ek hierdie vers ook wil uitlig. Hy sê, o Here my rots en my verlosser. So weer eens is hy besig om die natuur en die Bybel te vat. So wat sê die natuur? Rotse is goedes wat stewig is, en die Bybel vergelyk oor en oor vir Christus. Christus is die rots, dis vir ons die lyn trek na Christus toe. So dit is die natuur, maar dan sê hy ook, wat leer die Bybel vir ons? Christus is ons verlosser. En dit is die storie in 'n sekere sin van Psalm 19. Nou ek wil hê ons moet stadig so van die eerste vers alweer deurwerk, en ek wil net opmerkings maak soos wat ons deur hierdie baie mooi Psalm werk. So die Psalm begin en hy sê dis vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. En dan sê vers 2, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou ek wil net eers daar stop. So ons moet begin deur te sê, God is natuurlik die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat alles gemaak het. En Johannes leer dit vir ons in sy evangelie. Johannes begin natuurlik sy evangelie nie met die verhaal van die Here Jesus se geboorte as babiekie nie, maar hy begin op 'n ander manier. Ek wil vir ons net die eerste 5 verse lees. Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God.
Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So, die woord waarmee God die aarde geskep het, is Jesus Christus self. Hy is die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, die seun van God, die woord van God. So alle dinge is uiteindelik deur hom geskep. En dit is dis die ding wat vir my hier uitstaan, is dat ons moet besef, ons kan nie oor die skepping praat, as ons nie besef, daar is ook 'n skepper God wat dit alles geskep het nie. Hy is die intelligente brein wat agter dit alles sit. Hy is die drie-enige God. En ek het al baie daaroor gepraat, en ek dink ons ken dit nou al goed, maar dit laat my maar net weer dink aan Kent Holwit wat sê, wanneer ons na die skepping ook kyk, dan sien ons, dis die drie-enige God wat in 'n drie-eenheid van drie eenhede geskep het. Die skepping bestaan uit hierdie drie gedeeltes. Dis eerstens is dit die materie, en dan is dit die ruimte, die lig wil ek amper sê, en dan is dit natuurlik ook die tyd. So God staan buite dit alles, en hy is die skepper van dit alles, en as ons daarna kyk ook, dan sien ons daar's orde, en wet en regulasie in dit alles, ja ook in die skepping. So as ons kyk na die tyd wat geskep is, God het dit geskep, hy staan buite dit, maar tyd bestaan uit drie dinge weer. So dit is die verlede, die hede en die toekoms. En God is in beheer daarvan. Hy is die ene wat ons tye bepaal. Ons lewens is in sy hande. Dan as ons kyk na die ruimte, dan weet ons, dit is ek wil amper sê die ding wat ons op skool redelik vroeg geleer word, en wat ons in wiskunde aan mekaar weer gebruik, lengte, breedte en hoogte. En dit gee vir mense die volume. En as ons kyk na die materie wat God geskep het, dit bestaan eintlik maar uit die drie dinge. Dis die vaste stowwe, die grond, die metale, al die goeders wat hard is, waarin ons fisies kan vat. En dan is dit al die vloeistowwe, water en alle ander vloeistowwe. En dan is dit natuurlik die gasse, die lug wat ons in en uitasem, die suurstof en die koolstofdioksied en al daai goeders. So dis elke keer, daar's drie van hulle, en hulle is elke keer opgedeel in drie. So dis wat Kent Holwit sê, dis 'n drie-eenheid van drie eenhede. God is 'n drie-enige God, en dit is hoe sy skepping lyk. En ons moet net onthou, hy staan buite die skepping. Maar dan as ons verder lees hier in Psalm 19 van vers 3 af verder, dan lees ons ook, die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak, sê vers 4, en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Vers 5 sê, hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die eindes van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak. En dan sê vers 6, en die bedoelende die son, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held op die pad, soos 'n held om die pad te loop, met ander woorde om sy wentelbaan wat hy in die sonnestelsel uiteindelik loop te loop. En dit is uiteindelik maar net God wat in beheer is van alles. Vers 7 sê, sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. So ons weet natuurlik, ons son, hoe groot hy ook al is, en uiteindelik die aarde wat om die son draai, in die wentelbane, en al die planete wat in ons sonnestelsel is. Ons son is maar net een klein sterretjie in 'n sonnestelsel, en dan is daar duisende sonnestelsels, en so kan ons uiteindelik aangaan. Ons is maar net 'n spikkeltjie, ons planeet, wat nou nog van ons in die groter prentjie. Maar as ons hier van die natuur, en alles van die natuur, en spesifiek die son waarop gefokus word, as ons daarna kyk, dan sien ons, daar selfs wentelbane, 'n pad wat die son moet loop. Alles gebeur spesifiek volgens wet en volgens orde. En dit is so, want God is 'n God van orde. In die Nuwe Testament skryf Paulus dit. In 1 Korintiërs 14 vers 33 lees ons natuurlik, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. So as daar orde is, dan is daar ook vrede, maar God is 'n God van orde. En dan natuurlik in dieselfde hoofstuk in vers 40 sê Paulus dan ook, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Daar's 'n orde
aan alles. En dit is wonderlik, hoe meer die wetenskap en die biologie en die goeters die natuur bestudeer, en meer antwoorde kry, ek wil sê, hoe wyser die mens word, en hoe meer God uiteindelik dit vir die mens bekend maak, hoe meer sien ons maar net, daar is 'n skepper God wat uiteindelik agter dit alles sit. Dit laat my maar net dink, byvoorbeeld in die natuur, praat hulle en hulle sê, die slim mense sê, alles werk volgens die, in Engels praat hulle van die golden ratio, en dit is plus minus maar die Griekse pi, wat ons in wiskunde ook van leer, 1,681, en wat daar opvolg ook al, daai repeterende getal, so dit is hierdie goue draad wat ook in die skepping, hy loop so half in 'n sirkel, maar alles wiskundig, alles wat geskep is, uiteindelik het hierdie patroon, hierdie wiskundige patroon, in hierdie goue vorm, of in hierdie goue vergelyking, as ons hom dan nou so kan in Afrikaans noem. En uiteindelik wil ek so 'n bietjie vorentoe ook spring, en ek wil sê, dit laat my ook dink, natuurlik, aan hoe die Christene ook die natuur gebruik het om Christus te verkondig. Ek dink spesifiek aan die tyd van kort nadat Jesus gekruisig is, en Jesus opgevaar het na die hemel toe, en in die Romeinse tyd, en daardie tyd, toe hulle die Christene verskriklik vervolg het, weet ons, aanvanklik het hulle mekaar gegroet, deur te sê, as hulle mekaar op die pad tegemoet geloop het hulle vir mekaar gesê, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan, so die ander ene dan geantwoord het, maar op 'n stadium is Christene ernstig vervolg, en hulle kon dit nie meer openlik gedoen het nie, en ons weet wat hulle toegedoen het, is hulle die visie vir mekaar geteken, wat bekend staan as die Ichthys visie, en die simboliek agter die visie is, die visie het dood eenvoudig beteken, Jesus Christus, seun van God, so, dit is 'n maklike patroon, dit is eintlik maar net so 'n tipe van 'n halfmaan wat die een geteken het, en dan so die ander een in die sand, die ander kant van die halfmaan geteken het. So die een gedeelte is die onderkant van die visie se stert en sy rug tot by sy kop, en aan die ander kant is dan die onderkant van die visie, en die halfmaan word dit eintlik die ander kant, die bokant van die visie se stert. En die betekenis daar agter, soos ek sê, was Jesus Christus, seun van God. So wanneer twee Christene mekaar op die pad tegemoet geloop het die een helfte geteken, so hy het maar net 'n halfmaan in die sand gemaak, en as dit 'n ander Christen was, so die ander ene die halfmaan voltooi het, en as dit nie 'n ander Christen was nie, dan was dit niks nie, want dit is maar net 'n halfmaan in die sand, maar daai halfmaan laat my ook dink, die een gedeelte van die visie, aan die reënboog natuurlik, wat nog 'n teken van God is, wat hy vir ons in die lig gegee, dit is 'n half sirkel of 'n halfmaan, wat heenwys na God se verbond, nie net met die mens nie, maar ook met die natuur uiteindelik. So, deur die natuur heen, is daar uiteindelik God wat homself bekend maak, God wat uiteindelik wysheid aan ons bekend maak, en God wat vir ons wys dat hy bestaan. En dit laat my ook dink, ons het hulle in die verlede, Louis Giglio is beroemd daarvoor, hierdie video's wat hy maak, nie net wat hy wys van die planete, tot in die grootste, en dat daar in die sonnestelsels tekens is van God se bestaan, en in sekere sonnestelsels, en sekere, soos hulle in Engels sê, black holes of gate, waar daar kruise is, wat ons kan sien nie, maar hy kom ook terug in die mense liggaam, en hy wys, tot in ons kleinste selletjies, is daar proteïenmolekuulietjies wat ons by mekaar hou, en baie mense hou nie daarvan nie, want hulle sê, dis nie 'n presiese kruis nie, maar as mens om gaan kyk, dis seker maar elke een is sy eie opinie, maar vir my lyk daai proteïenmolekuulietjies met die naam van laminin, wat elke selletjie van ons by mekaar hou, lyk vir my uiteindelik soos 'n kruisietjie. So die wonderlike is, en dit laat my dink aan een van die verse wat hy ook in daai video's van hom aanhaal in Kolossense 1 vers 17, waar ons lees, en hy, bedoelende Christus, is voor alle dinge. Hoekom? Want hy is die skepper, hy is die woord waarmee God geskep het. Sy verlossingsplan is van die begin af uitgewerk vir ons. So, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. So hy is die een wat alles bymekaar hou. Hy is die een wat geskep het. Elke klein selletjie hou homself bymekaar, of dit nou in die vorm van 'n kruis is of nie, maar omdat God dit so wil. Die natuur het sy wette en sy orde, en dit wys heen na God toe, en die natuur loof en prys God, omdat God dit so bepaal het, omdat God die skepper is en die almagtige God is.
En dit is uiteindelik die wonderlike. En dan as ons kyk, ons het ons teksvers reeds bespreek, vers 8, maar as ons verder lees, hier in Psalm 19, soos ek sê, vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel en die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. So dit is ook die ander ding wat ek wil uitlig in ons teksvers, is dat beide in die natuur, is dit, jy hoef nie 'n slim wetenskaplike met 'n verskriklike hoë IQ te wees om te besef, daar is 'n skepper God wat alles geskep het nie, die eenvoudige kan dit ook raak sien in die mooi van elke blom, in die mooi van elke dier, in God se skepping, kan ook elke ene, wil ek amper sê, verstaan, daar is 'n God wat dit alles geskep het, maar ook wat God se wet, wat sy Bybel aanbetref, ja, daar's moeilike gedeeltes in die Bybel wat ons nie almal verstaan nie, maar die kernboodskap, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daai kernboodskap is maklik genoeg vir klein kindertjies om ook te kan verstaan. So, jy hoef nie 'n verskriklike slim, intelligente mens te wees nie. God maak dit op 'n maklike, eenvoudige manier vir almal uiteindelik bekend. En dan sê vers 9 verder, die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart en die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. So weer eens, ons hoef nie te wonder of dit wat God vir ons beveel in die Bybel reg is nie, ons kan weet dit is reg, hy is die groot en almagtige God, en wanneer ons dit doen, soos wat dit vir ons hier gesê word, sal ons die resultate daarvan sien. Dis die wonderlike. Hoe meer ek die wet onderhou, hoe meer ek binne die wet van die Here leef, hoe meer sien ek die resultate daarvan, sien ek dat dit beïnvloed my lewe op 'n positiewe manier, maar die teenoorgestelde daarvan is ook waar, wanneer ek voortdurend sondig, dan sien ek ook die gevolge van die sonde in my lewe, en dan sien ek hoe dit my lewe uiteindelik negatief beïnvloed. En dan word daar ook verder vir ons gesê, die gebod van die Here is suiwer en dit verlig die oë. So in God se woord, in sy gebod, dis eintlik maar wat ek nou gesê het, is daar wysheid, en dit is uiteindelik die kompas, die lamp, wat uiteindelik ook ons oë verlig, as ons deur God se wet en deur God se woord uiteindelik die wêreld aanskou. Ek wil amper sê met die brille van die Bybel op, en ons beskou die wêreld, as ons wêreldbeskouing is een wat deur die bril van God se woord uiteindelik benader word, dan sal ons sien, dan sal ons oë verlig wees, dan sal die pad nie donker wees nie, maar dan sal die pad uiteindelik verlig wees vir ons om daarop te loop. En dan sê vers 10, die vrees van die Here is rein, en dit bestaan tot in ewigheid, en die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. So dit is wat die wyse Salomo ook vir ons leer, keer op keer daar in Spreuke en in Prediker ook, wat hy sê, die vrees van die Here is wysheid. Die vrees van die Here is om die woord van God te bestudeer. Dis wat vir ons uiteindelik geleer word. En die wonderlike is, en dan sê hy, en dit bestaan tot in ewigheid, en die verordeninge van die Here is waarheid, en tesame is hulle regverdig. Nou hier, deel van die verordeninge is dat ons as mense hierdie wonderlike voorreg het, ons kan deur die geskiedenis heen sien dat God bestaan, maar ook in ons eie geskiedenis kan ons sien dat God stap 'n pad met ons lewens. God het 'n doel in ons lewens, en elkeen van ons se lewens is deel van die groot verlossingsplan van God uiteindelik. Hy wil ons gebruik, en as ons eerlik is in ons lewens, dan sien ons hoe hy ons al gebruik het. Ons sien hoe hy die geskiedenis gebruik het om ons op hierdie tyd en op hierdie plek te sit waar ons vandag is, en ons weet as hy ons tot hier gebring het, en hy het al die geskiedenis laat verloop om ons hier te hê vandag, dan wil hy ons ook uiteindelik verder gebruik, maar verder, die verordeninge van die Here is waarheid, en tesame is hulle regverdig. Ek kan nie anderster hier nie, as om ook weer die lyn na Jesus Christus toe te trek. Uiteindelik is die grootste verordening van God, dat hy alles deur die geskiedenis beheer en bestuur het, om ons in die Ou Testament gereed te kry, om vir Jesus Christus in die Nuwe Testament te ontmoet. Jesus wat uiteindelik, hy wat die skepper van alle dinge is, wat mens kom word het. En die grootste verordening van God seker, die grootste ding wat in sy groot verlossingsplan ingesluit is dat Jesus Christus vir ons kom sterf het aan die kruis, en vir ons kom oorwin het deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan. En daarom uiteindelik kan hy ook hier sê,
Tesame is hulle regverdig. So alles het meegewerk, alles is deel van die groot plan, sodat Jesus vir ons kan kom sterf en oorwin het, en daarom is dit alles regverdig. Hoekom? Want ons word regverdig gemaak in en deur Jesus Christus, en dis die wonderlike. En dan sê vers 11, hierdie verordeninge van die Here, as ons werklik besef hoe hy in beheer is van die absolute geskiedenis van Adam en Eva is, en alles so laat gebeur het, al die geskiedenis so laat afspeel het, dat Jesus Christus in die volheid van die tyd kom, ons verlos, en dat hy nou nog steeds besig is om die wêreldgeskiedenis te beheer, en dat hy weer sal kom om ons te kom haal. As ons dit besef, dan sal ons verstaan, al hierdie verordeninge van die Here, hulle is begeerliker as goud, ja, is baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. So, ek wil in 'n sekere sin weer hier dit so wys dat goud moet gelouter word om suiwer te word, so dit moet deur swaar omstandighede gaan. Ons gaan ook baie keer deur swaar omstandighede, maar dit is hoe God ons suiwerder maak. En met heuning is daar in 'n sekere sin ook 'n proses om dit te hê soos wat ons dit vandag het, maar dit gaan oor dit wat ons fisies aan kan vat en dit wat ons ook kan proe, die wonderlike van hierdie lewe, dit wat God vir ons gee om ons in stand te hou, nie net, ek wil amper sê, die bakstene van hierdie lewe nie, maar nie die tipe van bakstene wat God gee. As ons besef hoe hy gee, dan besef ons dis goud. Nie net dit wat ons moet volmaak en wat ons moet voed, die kos van hierdie lewe nie, maar as ons besef wat God gee, dan besef ons dis die soetste, dis die beste, dis die gesondste, dit is die heuning, en die heuning is daar omdat God die natuur beheer, want die bye is daar, hulle werk, God is in beheer uiteindelik van alles. Maar dit kom net daar wanneer ons werklik die wêreld deur die bril van God se almag en sy woord beskou. En dan sê vers 12, ook word u knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. En dan sê hy in vers 13, die afdwalinge, wie bemerk hulle, spreek my vry van die wat verborge is. En hou u knegt, sê vers 14, ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortredinge. So hier erken Dawid ook, hy sê ek is sondig, en hy sê Here, maar ek wil leer, nie net uit u woord uit nie, maar daar's ook vir ons lesse te leer in die natuur, en daarom smeek hy, en hy sê uiteindelik van God, moenie laat ek sondes doen nie, want uiteindelik sê hy ook, die woord waarsku ons, die natuur waarsku ons, moenie doen wat God sê jy moenie doen nie, want dan gaan daar gevolge wees. En daarom sê hy ook, behoed en bewaar my eintlik, dat ek nie moedswillige sonde sal doen nie, maar dat ek, juis omdat ek u skepping besien, omdat ek in die skepping sien hoe u self openbaar bekend maak, dat ek daarom u sal loof en sal prys, juis omdat ek u woord lees, en ek sien hoe u self en u wil vir ons in die besonder daarin bekend maak, daarom wil ek u deur alles uiteindelik loof en prys, en daarom wil ek vra dat u my sal lei, want wat hy hier sê, is hy sê, ja, daar's uiteindelik groot loon vir die wat uiteindelik by die wet van die Here hou, en daarom sê hy, ek wil nie sondig nie, maar ek wil alles doen tot eer en verheerliking van u. Hoekom? Want ek wil afsluit met vers 15, omdat hy weer sê, omdat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart, my begeerte is dat dit vir u welgevallig sal wees. Hoekom? Want u is my rots en u is my verlosser. Nou, dit is die wonderlike, is Paulus skryf ook vir ons in 1 Korintiërs 1, daar in vers 24 en 25 sê hy sê in 'n sekere sin ook, alles gaan oor Christus, ons word wysheid geleer deur die natuur, en ons word ook wysheid geleer deur die woord van God, en Paulus skryf in hierdie verse, hy sê, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, of die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jood vra teken en die Grieke soek wysheid. En hier kom dit nou in vers 23 en 24. Maar, sê hy, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Dis wat die woord vir ons leer. Wie is Christus? Hy sê verder, 'n struikelblok vir die Jood en dwaasheid vir die Griek. Maar, vers 24 sê,
vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. En dit is ons fokus uiteindelik. Jesus Christus is die rots, hy is die krag van God waarmee God die wêreld geskep het. Hy is die wysheid van God wat ons uiteindelik kry in die natuur en in sy woord. En daarom kan Paulus sê, en ek wil met hierdie vers afsluit in sy groot oorwinningslied, aan die einde daarvan sê Paulus daar in Romeine 11 en vers 36 sê hy, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dank U dat U die God is wat in beheer is van alles, dat U 'n God van orde is. En Here, ons dank U dat U Uself ook aan ons bekend maak, dat U aan ons Uself bekend maak op maklike maniere deur die natuur daar buite, maar Here ook deur die voorreg wat ons het om U Bybel te kan besit in ons eie taal, dat ons dit kan lees, en dat ons ook daarin U wet en U wil vir ons lewens kan sien, dat ons ook daarin kan sien dat Jesus Christus ons verlosser, ons rots is. En Here, daarvoor wil ons U dank en loof en prys. Here, ons wil vra, dring ons dan ook, soos wat hierdie 15de vers van hierdie Psalm dit ook doen, dat ons met hierdie kennis wat ons weet, met hierdie kennis wat die Heilige Gees elke dag weer opnuut in ons harte en ons verstand bevestig, dat ons nie passief sal wees nie, maar dat ons uiteindelik so sal optree, dat ons woorde en ons dade werklik die eer aan U bring, omdat die lof en die eer en die heerlikheid U toekom tot in alle ewigheid. Here, ons vra, wees saam met ons deur hierdie dag en deur die toekoms. Wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is. Here, lei vir ons, rig vir ons, behoed en bewaar vir ons, bring vir ons genesing en maak vir ons gesond. En Here, gee dat ons werklik in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid aan U sal bring, want aan U kom toe alle lof en eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons dankie en ons loof en prys U en ons bid al hierdie dinge as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.